Hartlike goeiedag van Ansie Smit. My Yvonne Besuidenhout. Baie welkom by Gebedsversoeke. Wat 'n wonderlike voorreg om meer te leer van hoe om God se stem te hoor. Al die verskillende maniere hoe ons God se stem kan hoor. Ons het in die vorige met julle gedeel die hoorbare stem van God, wat ons baie in die Ou Testament die voorbeelde gehaal het, dan ook God se woord, die Rema woord, die Logos woord. Vandag kyk ons na die stem van die Heilige Gees. Dis 'n sagte, innerlike stem van die Heilige Gees. Dis 'n stem van vrede, waarheid. As ons kyk 1 Johannes 2, 20 tot 28, vers 20 sê, julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken die waarheid. Vers 21, ek skrywe nie vir julle, omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen vir die waarheid voortkom nie. 22, wie is die leenaar anders as hy wat nie die wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-Kris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Vers 23, wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. 24, wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat julle wil mislei, wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer, is die waarheid, en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Baie keer as jy met God gepraat het, en jy sit en wag op 'n antwoord, ervaar jy hierdie vrede, hierdie liefde, hierdie kalmte, hierdie sagte stem. Baie keer as jy in 'n moeilike situasie is dit net 'n gevoel van vrede wat jy ervaar in God se teenwoordigheid as die Heilige Gees met jou praat. Kinders van God, wanneer ek en jy as kind van God na hom toe nader, dan praat hy met ons op verskillende maniere. En soos Ansie gesê, daai sagte stem wat jou net die vrede gee. Baie keer wanneer jy met 'n ding kom en oor 'n besluit neem, en jy ervaar net daai vrede, dan kan 'n mens net weet, dit kan net van die Here wees. Maar as jy angstig voel en onseker en bang, dan weet jy nee, want die God is 'n God van orde, liefde en vrede. Kom ons kyk wat sê hy vanaf vers 28. Hy sê, en nou liewe kinders, moet julle in hom bly, sodat ons almal niks te vrees hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaam sal staan voor hom nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe 'n kind van God is. So ek en jy is 'n kind van die Here, en die Here wil met ons praat, hy wil met ons kommunikeer. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die Here gee vir jou daai vryheid om met hom te kan praat, daai vrede van die Heilige Gees. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. So aan ander woorde, ons gaan met geloof na God toe, en ons het 'n hoop om van hom te hoor. Want dit is wat vir ons dryf, dit is wat vir ons help om God se stem te kan hoor. Romeine 15 vers 13 sê, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie. So die Heilige Gees is in ons. Ons is die tempel wat die Heilige Gees huisves. Wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan hom behoort. Ons liggame is vir God gestel.
is 'n heilige tempel. Ons moenie die Heilige Gees bedroef met dinge wat ons in ons liggaam mee toelaat nie. Dit kan wees deur dinge wat ons eet, dinge wat ons toelaat. So kom ons wees versigtig wat ons ook met hierdie liggaam, hierdie tempel van God doen. 1 Korintiërs 6 vers 16 tot 19 tot 20 sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Met ander woorde, God het, toe hy opgevaar het hemel toe, het hy gebid tot God die Vader om vir ons 'n trooster te stuur. Nie net iemand wat ons heeltyd troos nie, maar iemand met wie ons in kommunikasie ook kan wees, deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom vir ons in, hy tree vir ons in, hy maak dinge aan ons bekend, hy leer ons moet net die Heilige Gees toelaat en verwelkom in ons liggaam. Johannes 14 vers 16 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, dis Jesus se naam, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Met ander woorde, as jy in 'n situasie is en jy's nie seker oor 'n ding nie, sal die Heilige Gees vir julle 'n skrif bring en sê, maar in die woord staan dit of dat geskryf. So kommunikeer die Heilige Gees ook met ons. Johannes 14 vers 26 sê, weet julle nie dat julle tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. So die Heilige Gees woon in ons en hy sal aan ons openbaar wat is die welgevallige wil van God. Ja, kom ons kyk 'n bietjie verder na nog verse. 1 Korintiërs 3 vers 16. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Handelinge 2, 3 tot 4. En ek sal my Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge doen, onderhou en doen. Esegiel 36 vers 27, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Romeine 5 vers 5, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. Efesiërs 4:30, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes in julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Soos Yvonne gesê het, as jy onseker is, vra die Heilige Gees om vir jou skrif te gee, of aan jou te openbaar wat die antwoord is. Ons lees verder in Lukas 11 vers 13, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Wat het hier gebeur? Die Heilige Gees het oor hulle gekom, en hulle die vermoë gegee om die woord van God te kan onthou, en so het hulle dan met vrymoedigheid die woord van die Here gespreek. So ons moet toelaat dat die Heilige Gees oor ons kan kom en ons met die Heilige Gees innooi. Ons moet 'n verhouding hê met die Here, 'n begeerte hê. Sê as jy nog nie met die Heilige Gees gedoop was en bid en sê, Here, ek het 'n begeerte, ek het 'n honger na die Heilige Gees. Ek wil die Heilige Gees innooi in my hart. Handelinge 4 vers 31 sê, leer my om u welbehaag te doen, want u is my God. Laat die goeie Gees my lei in 'n gelyke land. Met ander woorde, as ons toelaat dat die Heilige Gees is, die Here stuur die Heilige Gees vir sy kinders en hy sal ons lei, hy sal ons leer, maar dan moet ons ingestel wees. Psalm 143 vers 10 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot op die uiterste van die aarde toe. So as ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons praat, sal ons van verskillende oorde kan gaan en die woord van die Here verkondig, want die Here sal vir ons presies die woorde lê in ons mond wat hy wil hê ons moet spreek.
Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Hoe kan ons die ewige lewe verwag? Deur 'n verhouding met God te hê, God se gebooie te gehoorsaam, sy verordeninge, sy lering te volg en die Heilige Gees toelaat om ons te lei en dan sal ons die ewige lewe kan verwag. Judas 1:20 vers 21, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Matteus 28:19-20, want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is, behalwe die gees van God. 1 Korintiërs 2:11, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. 2 Korintiërs 13:13, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Ook Johannes 15:26, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ja, die gawe van die Heilige Gees is om te kan onderskei tussen die stem van God en die stem van jouself of die stem van buitekant. So kom ons bid vir die gawes. Here, gee ons die gawe om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Handelinge 2 vers 38 sê, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Ons gee vir julle baie skrifte en dit is net om julle te kan oortuig hoe die Heilige Gees deur ons werk as ons hom toelaat, hoe die Here deur ons werk as ons hom toelaat. Sagaria 4 vers 6 sê, en ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. So as ek en jy gehoorsaam is, gee die Here vir ons ook die Heilige Gees. Handelinge 5 vers 32, waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, is u daar, en maak ek die dode ryk my bed, kyk u is daar. Die Heilige Gees is die hele tyd met ons. Ons kan dit nie ontvlug nie. Die Gees van God is oral met ons. Ons moet net leer om met die Heilige Gees 'n verhouding te bou, met God 'n verhouding te bou, met ons Here Jesus, die drie-enige God, 'n verhouding te bou, en so sal hy met ons wees, maak nie saak waar ons is nie. Hy is nie beperk net tot by 'n kerk of in ons binnekamer nie. Hy is oral met ons saam. Psalm 139 vers 7 tot 8 sê, en toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Hulle kon dit tog nie uit hulle eie doen nie. Maar ons lees, toe die Heilige Gees op hulle kom, is hulle gevul met die Heilige Gees. Nou, wie is die Heilige Gees? Dis ook die woord van God. Elke woord van God is die Heilige Gees, is Jesus Christus, is God die Vader. Die woord is net 'n geskrewe vorm van God. Handelinge 19 vers 5 tot 6 sê, en wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie wat julle spreek nie, maar die Heilige Gees. So met ander woorde, moenie bekommerd wees wanneer mense teen jou wil opstaan of jou wil oorlewer nie, wat julle moet sê nie. Die Heilige Gees sal julle oortuig wat om te sê. Baie keer voor ons 'n program opneem of wanneer 'n prediker bid, wanneer hy op die verhoog moet gaan en mense bedien, sê hy
Heilige Gees spreek deur my. Ek is net die instrument. En dit is wat die Here baie keer van ons wil hê. Hy wil net hê ons moet sy instrument wees wat deur hy kan gesels. Ja, nog 'n manier hoe om God se stem te hoor is deur drome en visioene. Gaan lees 'n bietjie Joël 2 vers 28 en Handelinge 2:17. Hierdie verse spreek oor die uitstorting van God se Gees op alle mense, wat sal lei totdat seuns en dogters profeteer, ou mense droom drome en jong mense sal visioene sien. Ons gaan kyk 'n bietjie Joël 2:28 tot 29 in die ou Afrikaanse vertaling. En daarna sal ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my Gees uitgiet. Job 33:15, hy praat deur drome en visioene in die nag wanneer die mense diep slaap en op hulle beddens lê. Job 33:13 tot 18, God spreek op een of twee maniere en hy gebruik baie keer drome, naggesigte om mense terug te hou van hulle eie planne en om hulle lewens te red. Baie keer sien ons dat hierdie drome of visioene ook in die vorm van 'n waarskuwing kom, dat God jou waarsku en sê, wees versigtig of moenie daar gaan nie, moenie daai plek besoek nie, wat 'n waarskuwing is, dat ons dan gehoorsaam moet wees, ook aan God se stem in die tyd van drome of visioene. Ja, op 'n volgende program sal ek en Ansie bietjie meer gesels oor drome, want die Here praat baie keer met ons met drome, maar daar's soveel mense wat dit nie verstaan nie. Dan kry hulle nooit hierdie boodskap van God net. Ja, dis nog 'n manier wat God met ons praat. Jakobus 2 vers 17 sê hierdie vers verwys na drome as God se middel om sy planne vir lewens, families en nasies te laat verwenselik. So God gebruik drome om met ons te praat. As ons bietjie dink aan die tyd van Daniël, die koning drome gedroom en hy kon dit nie verstaan nie, hy kon dit nie uitlê nie. Die Here het Daniël gebruik om hierdie drome vir hom uit te lê. Genesis 37 en Daniël 7 sien ons ook voorbeelde daarvan hoe God drome en visioene gebruik het om sy wil en leiding aan mense bekend te maak. In 1 Korintiërs 14 vers 1, hierdie vers word ook genoem in die konteks van profetiese spraak en openbaring. Daniël 7, gaan lees gerus 'n bietjie oor die drome en gesigte wat Daniël gesien en uitgelê het. Dit is baie belangrik. Die Here praat baie met my en my man deur drome. Baie keer waarsku die Here vir ons, sê pas vir mense, wees versigtig vir dit. En bring ons baie keer weer net op in lyn ook. Dit is ook reg dat God ons vermaan deur sy woord. Hy doen dit deur sy woord, hy doen dit deur drome, hy gee vir ons beloftes deur sy drome, hy rig ons in op ons vir ons toekoms, alles deur drome, maar dan moet jy dit kan verstaan. Dan nog 'n manier wat God met my en jou kan praat, is deur profesie. Is dit profesie uit die woord van God? Is dit 'n profesie uit 'n persoon? Kom ons kyk bietjie 2 Petrus 1 vers 20 tot 21 sê, dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van sy eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het en mense die woord van God gekom verkondig. Met ander woorde, niemand kan uit sy eie uit 'n ding spreek nie, want net deur die Heilige Gees se leiding. Daarom moet ons ook die Gees te toets. Wanneer iemand vir jou profesie gee, moet dit nie net aanvaar nie, toets dit in die woord van God. 'n Profesie is 'n boodskap wat deur God geïnspireer is, 'n goddelike openbaring. Die Bybel sê dat profete uit God gespreek het, na mate hulle deur die Heilige Gees meegevoer is. 2 Petrus 1 vers 20 tot 21, 'n profeet is dus iemand wat boodskappe van God ontvang en dit aan ander oordra. Ons sien reg deur die geskiedenis in die Bybel, die Here het baie profete gebruik om hulle woorde, sy woorde aan die nasie en die volke oor te dra. Ja, as ons kyk Handelinge 3 vers 18, julle is dis nie meer ver van God af nie, bywoners nie,
maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, gebou waarin Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam. Soos Yvonne gesê het, in hierdie tyd is daar ook baie vals profete, en jou beste toets is om dit terug te neem na die woord van God. Ons sien selfs in die Bybelse tyd was daar ook vals profete, maar toets dit uit die woord van God. Bid daaroor en vra die Here, as jy 'n profesie van iemand ontvang het, is dit in lyn met God se woord? Hoe voel jy daaroor? Baie keer van die mense wat profesie gee, las 'n stukkie by of laat 'n stukkie weg, maar gaan terug na die skrif toe en vind jou vrede in die skrif. As ons kyk, Jan Oosters het gesê, ten spyte van ons verskille, is dit die diepste rede hoekom ons kerk toe kom. Ons begeer om God se wil vir ons lewe te verstaan. Ons wil hom beter leer ken, sy hart begryp en sy stem hoor. Baie keer hoor ons mensies wat sê, ek gaan nie hierdie Sondag kerk toe nie, want die pastoor wat preek hou ek nie van nie. Maar soos Jan hier aangehaal het, moet ons ook ons gesindheid wees. Ek gaan om die woord van God te hoor. Ek het 'n hongerte na die woord van God. Maak nie saak wie die woord bring nie. Ek wil gaan tyd spandeer, ek wil onder die woord van God sit, en daar wil ek ook meer leer van God se woord. So, moenie vooropgestelde idees hê van wie preek, of van wie hou jy, of nie. Baie keer is dit juist daardie persoon wat 'n wonderlike boodskap bring, 'n opbouende boodskap, miskien net wat jy nodig het op daardie tydstip. Dit is al wat ons vir hierdie week voor tyd het. Ek is seker jy het nou 'n bietjie meer 'n idee oor die stem van die Here. Luister weer as jy moet op YouTube na hierdie uitsending. Skryf die dinge neer, beoefen dit, want dit help nie as jy dit nie beoefen nie. So vandag gaan ons luister na die versoeke. Ja, ons het 'n wonderlike getuienis gekry van klein Leefie wat gebore was op 'n baie vroeë ouderdom. Die dokters het geen kanse gegee nie, en ons sien die boodskap het uitgegaan, bid saam met ons vir ons seentjie, en hy's werklik, binne weke is hy ontslaan, hy's van die pype of hy's terug by die huis, en ons wil vir God al die eer gee. Ons sien baie keer waar die dokters se hoop ophou en sê, daar's geen uitkoms nie. Is dit wanneer God ingryp en vir ons net weer eens wys, hy is die groot geneesheer. So ons wil die Here prys vir klein Leefie, en ons weet, daar gaan wonderlike getuienisse ook uitkom. Dan bekommerde mamma oor 'n dogter wat verslaaf is aan tik. Sy weet nie eens waar haar dogter haar bevind nie. So kom ons tree ook werklik in hierdie tye. Baie jong mense is verslaaf, baie jong mense verlaat hulle ouerhuise. Mammas en pappas, ooms en tannies, oupas en oumas lê nagte om en bekommer. Wonder, waar is my kind? Is my kind alright? So kom ons tree werklik in vir ons jong mense, en dan bid ons nog steeds vir ons matrikulante, ons ander eksamens, en dan bid ons ook, baie mense is moeg in hierdie tyd van die jaar, so kom ons bid teen depressie, ons bid teen selfmoorde, ons bid teen ons misdaad wat hoog is in ons land. Yvonne sê hy sal vir ons afsluit in gebed asseblief. Ons Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg is dit net om u stem te kan herken, Here. Here, leer ons om ag te gee op u woord, Here. Stil te kan raak sodat ons u stem kan hoor. Dankie, Here, dat u ook ander mense gebruik as instrumente sodat u met ons kan praat. Here, dankie dat ons ook versoeke na u toe kan bring, Here, want u woord sê ons moet alles aan u bekend maak. Here, ons wil saam met Leefie se gesin vir u dankie sê, Here. Al die lof en die eer kom u toe vir daardie baba se ingryping, Here. Dankie dat ons kan lewe spreek oor hom, Here. Dankie, Here, dat ons saam met sy ouers kan bly wees. Dankie, Here, dat die elke persoon wat depressief is of moeg is, Here, dat hulle nie sal oorgee aan hierdie gees van negativiteit nie, maar dat hulle u aangesig sal soek, Here, en by u krag sal ontvang, Here. Here, u is 'n gees
van positiwiteit, Here. En U wil hê ons moet positief wees, Here. Daarom gee ons onsself oor in U hande. Dankie, Here, vir 'n mamma wat nog vir haar kind kan bid. Here, U ken die mamma hart, Here. Ons roep daardie kind in tot inkeer, Here. En ons weet, Here, wanneer sy U vind, sal sy ook weer haar moeder vind, Here. Dankie, Here, vir alles wat ons voor U voete kan lê. Dankie vir die eksamens waar U die kinders deur die Heilige Gees help om alles te onthou wat hulle geleer het. Here, gee vir hulle vrede en kalmte. En ons dankie in Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens.